Hallo julle, dis Japie hierso. Ek wil 'n bietjie gepraat het oor hoekom is ons hierso? Nou ons weet wat sê, ek dink dit is Prediker in Afrikaans, dit is Ecclesiastes in Engels, 12 vers 13. Dit sê, fear Yahuwah and keep his commandments, for that is the whole duty of mankind. En dit is ons hoofdoel hier op aarde. Dit moet ook ons fondasie wees, soos wat Yahushua gesê het. Toe hy verkondig het die evangelie, toe het hy gesê, jy moet jou huis bou op die soliede klip, nie op sand nie. Die soliede klip is Yahuwah se gebooie. Die sand is, as jy sy gebooie verwerp, en jy maak op jou eie reg en verkeerd idees, en jy leef daarvolgens. Dan gaan jy opeindig soos die mense van Matteus 7 vers 23, wat dink hulle is gered, dan staan hulle voor die troon van Yahushua, en dan sê hy vir hulle, gaan hel toe, ek ken julle nie, want julle het wetteloos geleef. Jy wil nie in daardie posisie wees nie, jy moet die gebooie onderhou, dit is deel van die verlossingsproses. Deur dit te doen, wys jy dat jy glo. Deur dit te doen, wys jy Yahuwah, dat jy hom lief het. Yahushua het self gesê, die liefde tot Yahuwah en tot jou naaste, word opgesom in die wet. Hy het nie gesê, dit doen weg met die wet nie. Hy sê, die wet sê vir jou, hoe moet jy Yahuwah lief hê, hoe moet jy jou naaste lief hê. Die wet is deel van hierdie verbond, waarin ons is vandag, die nuwe verbond. Baie mense wil kom sê, nee, die ou verbond is verby en die wet is verby. Maar die wet is deel van die nuwe verbond. Die wet is nie weggevat deur die nuwe verbond nie. Dieselfde wet word toegepas in die nuwe verbond. Yahushua het self so vir ons geleer. En hy is tog die offer wat vir ons die nuwe verbond ingebring het, né? Sy bloed. Nou maar, dan moet ons mos nou luister wat hy gesê het in verband met die nuwe verbond. En hy het gesê, ons moet die gebooie onderhou om gered te word. Matteus 19 vers 17. So hy het die doekies omgedraai, hy het reguit vir jou gesê, wat moet jy doen? En ek wil nog 'n video daaroor doen, oor Paulus, want ek voel die Christendom plaas hom op 'n verskriklike hoë pedestal, en plaas hom bo die disippels en die Messias en selfs die Hemelse Vader, wat 'n groot sonde is. Jy kan mos nie 'n mens op hemel hoor as jou skepper nie, maar dit is wat Christene doen. Ongelukkig. En daardeur berei hulle lewens voor om te fail en om hel toe te gaan. Want hulle verdraai sy woorde, soos wat ons lees in 2 Petrus 3 vers 15 tot 17. Hulle verdraai sy woorde om wetteloos te kan leef. Hulle soek daardie teachings wat hulle ore, soos die Bybel sê, hulle ore tikkel. Dit wat hulle wil hoor. So hulle verdraai sy woorde om te kan leef soos hulle wil. En aan die einde van die dag, jy gaan nie vir Yahuwah of vir Yahushua voel nie. Jy gaan nie hulle om die bos lei nie. Hulle gaan vir jou sê, jy het die Bybel gehad, jy het Yahushua se woorde gehad, en Yahushua het gesê, sy woorde gaan jou oordeel eendag. Nie Paulus se woorde nie, nie Piet, Jan en Pompie se woorde nie. Yahushua, Messias se woorde gaan jou oordeel eendag. So dan moet jy mos nou gaan luister en gaan kyk wat het hy gesê. En hy het gesê, jy moet die gebooie onderhou om gered te word. Hy is die herder, ons is die skape. As jy sy skape, sal jy vir hom luister. Anders is hy nie jou herder nie. Anders is Lucifer jou herder. As jy moet maar kies, vir wie gaan jy luister? Vir Lucifer, wat wil hê jy moet wetteloos leef? Of vir Yahushua Messias, wat vir jou sê, jy moet die gebooie onderhou, net soos hy het. Jy is veronderstel om in sy voetspore te volg. 1 Johannes 3 vers 5 sê, hy het die gebooie perfek onderhou. Natuurlik moes hy dit perfek onderhou het, want hy moet dan vir jou wetteloosheid sterf. Maar sy dood het nie beteken dat jy kan nou hambroodjies gaan eet nie. Hy het nie is nie doodgemartel en het uitgebloei daar op 'n kruis, sodat jy kan gaan hambroodjies koop nie. Hy het nie vir jou 'n verskoning gemaak, sodat jy kan leef soos jy wil nie. Jy moet in sy voetspore volg, jy moet deur jou werke wys dat jy glo, dat hy gesterf het vir jou vorige wetteloosheid, soos ons lees in Romeine 3 vers 25. Hy het gesterf vir jou vorige wetteloosheid. So jy is veronderstel om dan
te wys dat jy glo in hom, deur weg te draai van jou ou leefstyl. Jy moet vir Jahoua wys, jy's lief vir hom, deur op te hou onrein diere eet, want jou liggaam behoort aan hom. Jy is sy tempel, so jy moet onrein diere ophou eet, want dan wys jy hom, jy's lief vir hom. Jy moet rus op sy Sabbat, om te wys jy is lief vir hom. Jy moet hom op sy naam noem, om te wys jy is lief vir hom. Jy moet net Jahoua die Vader aanbid, dien en tot hom bid, om te wys jy is lief vir hom. Dis die dinge wat jy moet doen om vir Jahoua te wys jy is lief vir hom. En dan die res praat van jou naaste, wat jy teenoor hulle moet doen. So Jahoua het dit nie moeilik gemaak om hom te gehoorsaam nie. Sy gebooie is nie moeilik nie. Sy gebooie is nie 'n moeilike saak nie. Dis eintlik baie maklik. En dis ook wat die Bybel sê. Ek dink is 1 Johannes 5 vers 3 wat dit sê dat Jahoua se gebooie is maklik om te onderhou. En dit is die definisie van liefde. So ook in 2 Johannes 1 vers 6. So, gaan konsidereer dit. Die woord sê, jy moet Jahoua wys deur jou werke dat jy is lief vir hom. En ek wou ook genoem het van vanaand dat jy moet onthou hoekom jy hier is. Hoekom is jy hier op aarde? Want mense word maklik gesaai trek deur dinge wat met hulle gebeur. Mens verloor maklik fokus en jy begin fokus op die fisiese om jou. Jy vergeet van die geestelike want die fisiese is meer realisties, dis meer in your face. So dit is verstaanbaar dat jy sal begin meer fokus op die fisiese. En ek praat van goeie soos mense wat jou indoen, jou sleg behandel, onvergewensgesindheid, haat, nyd, sulke dinge wat kan inkruip in jou hart en lewe. En aan die einde van die dag as jy oorweldig word daardeur, kan jy ook verlore gaan. So moenie fokus verloor nie. Onthou jy is hier om te vergewe en lief te hê en in Jehoshua se voetspore te volg. Dis hoekom jy hier is. Jehoshua het vir Petrus gesê, toe hy hom vra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Toe sê hy 70 maal 7 keer. Eintlik het hy maar net gesê, nie 490 keer nie, hy het net gesê, hou maar net aan vergewe. En ons almal gaan deur dinge in ons lewens, waar mense ons indoen. Ek het al daar duisende rande verloor met mense wat my indoen. Maar ek het hulle vergewe. Maar wat moeiliker is om te vergewe, maar ek het dit ook gedoen, is wanneer jou eie familie iets doen wat jou baie seer maak. Of hoe hulle jou hanteer, of wat hulle ook al gedoen het. Dan raak het moeiliker, want jy dink, dis tog jou familie, so hoe kan hulle jou so behandel? En in daai opsigte ook, moet jy vergewe en jy moet aangaan met jou lewe. Nou ek wil gou vir julle gelees het hierdie paar verse. Julle het dit al gehoor, ek seker julle het. Joshua said to him, I do not say to you up to 7 times, but 70 times 7. Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants, and when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Hy het dit gesê mense, maar hy kon natuurlik nie hierdie betaal nie. Hulle het dit geestimate dat dit sal hom so iets soos 160,000 jaar gevat het om dit te kon betaal. So hy kon dit nie afbetaal nie, dit is onmoontlik. En dan sê hy, then the master of that servant was moved with compassion, released him and forgave him his debt. Sien, Jahoua vergewe ons van baie dinge wat ons verkeerd doen. Hoeveel duisende dinge het Jahoua, moes hy nou al ons vergewe het, as ons sê ons is jammer. But then, that servant went out and found one of his fellow servants, who owed him 100 denarii. Nou 100 denarii sê hulle is so 400 gram silwer, waar die ander ou het tonne goud geskuld vir die koning.
So dit is nie 'n klein bedrag, 400 denarii is jou wat, dit sê nou maar soos jou familielid wat iets jou ingedoen het, of jou gelieg het, of jou wat ook al gedoen het, en dis vir jou moeilik om te vergewe, maar dis die 400 denarii. Dit is eintlik baie, maar in vergelyking met hoeveel jy verkeerd gedoen het in jou lewe, is dit eintlik maar niks. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, "Have patience with me, and I will pay you all." En miskien kon hy ook nie alles terugbetaal nie. Wie weet? Dalk is hy nou ook arm gewees. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw that what he had been doing, or what he did, they were very grieved, and came and told the master all that had been done. Then his master also, after he had called him, said to him, "You wicked servant." Die wicked beteken ook wetteloos, né? "I forgave you all that debt, because you begged me. Should you not also have compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?" And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that he was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother this trespass. En dis wat ek vir julle wou gelees het vanaand. Dit is waar jou fokus moet wees. Vergewe en gaan aan met jou lewe. Vergewe uit jou hart uit en gaan aan. Want as jy vergewe, doen jy dit vir jouself, sodat jy nie meer hoef te dink daaroor of dit jou hoef te pla nie. En jy moet dit ook vir jou vra om jou te help om dit af te sny. Daardie negativiteit uit jou lewe, dat dit jou nie meer in die toekoms gaan pla nie. Want ons is hier om op die noupad te bly. Jy is hier om te fokus op jou geestelike lewe, nie op die fisiese nie, nie om te kyk hoeveel geld kan jy maak, hoeveel kan jy koop met jou geld, hoe lekker kan jy leef, hoeveel vakansies kan jy gaan nie. Jy is hier om jou lig te skyn, jy is hier om te vergewe, aan te gaan met jou lewe. Hulle sê vergewe en vergeet, maar ek sê nie vergewe en vergeet nie. Jy moet onthou, wat mense doen jy in, dat jy nie soos 'n donkie jou kop weerstamp nie. Jy kan versigtig wees dan vir hulle, maar as jy vergeet, dan gaan jy maar net weer oor en oor en oor dieselfde fout maak, en dan net weer die hele tyd ingedoen word, of ja, seer gemaak word. So mens moet die mense wat jou seer gemaak het, en wat jou in die rug gesteek het, vermy, né? Dis mos maar half logies, is dit nie? Maar jy moet vergewe, jy vergewe uit jou hart uit. So dis waar jou fokus moet wees, is op vergifnis, om jou lig te skyn, om die armes te help, om jou volk te help. Jou fokus moet ook wees op jou volk, op Israel, die wit nasie, om hulle te help, want hulle kry nou swaar, en daar gaan 'n tyd nou kom, wat hulle nog baie swaarder gaan kry. En dan gaan hulle beslis jou hulp nodig hê. En dis waar jou fokus hoofsaaklik moet wees op jou broers en susters in die geloof, soos in jou broers en susters ook in ras. Jou fisiese broers en susters. Jy moet hulle help. Jy moet daar wees vir hulle kan finansiëel ondersteun as jy kan. Jou hand uitreik na hulle. Moenie, mens kan nogal baie keer, dink jy moet meer compassion hê op die ander nasies as op jou eie nasie, maar eintlik moet jou fokus eers wees op jou eie nasie. Dis eintlik hoe dit moet wees. Maar in elk geval, my punt is net dat jy moet bereid wees om die mense om jou te help, om jou lig te skyn, om goeie vrugte te dra, die vrugte van die Gees in jou lewe te hê. Dis waar jou fokus moet wees. Om te leer, om te gehoorsaam, vir Jahoua, sy woord te lees, sodat jy weet wat hy van jou verwag. En ja. En die ander ding wat ek wil genoem het is, in die lewe, in die tyd waar ons leef, kom er baie secrets uit nou. Ons is nou aan die einde van die bestaan van hierdie aarde, en daar is besig om baie waarhede nou uit te kom, wat niemand van geweet het voorheen nie. En dit is baie maklik om distracted te word deur al hierdie, soos hulle sê in Engels, rabbit holes, waarin jy kan afklim, en jy kan nuwe dinge ontdek. So byvoorbeeld soos die
Flat Earth. Dit was 'n rabbit hole wat hulle so 15 jaar terug of so het dit begin. En dan toe is daar van die Tartarian civilization wat hulle nie in ons geskiedenis van leer nie, maar jy sien dit op die kaarte, dat dit die grootste nasie was op die aarde op 'n tyd, maar jy leer nie daarvan in die geskiedenis nie. En toe is dit nou van die 1000-jarige vrederyk en die Millennial Kingdom en Joshua se tweede koms en die groot verdrukking wat gebeur het rondom 70 na Christus. Daar is verskriklik baie dinge. Daar is die Mandela-effek, daar is daar is so baie goeters. Kyk, ek het nog altyd belang gestel om kennis en om meer te leer. Soos julle seker maar kan hoor in die breedvoerige of die verskillende rigtings waarin ek video's doen. Maar as mens so is, dan kan jy maklik distracted raak van wat jy eintlik hier is om te doen. Jy kan nou dinge doen, maar dit moet nie 'n distraction word en dat dit jou hooffokus word nie. Jou hooffokus moet wees om jou Here se gebooie te gehoorsaam, want wat is die use van al hierdie inligting bymekaar skraap, maar jy gaan hel toe? What's the use dan? Dat jy jou lewe gemors. Jy moet op die nou pad bly, jy moet jou Here se gebooie gehoorsaam, jou lig skyn, jy moet die vrugte van die Gees dra. Dit moet jou hooffokus bly. En op die sideline kan jy 'n bietjie afgaan in 'n paar rabbit holes en 'n bietjie nuwe inligting kry, soos van wat is Lucifer se finale plan vir ons nou in hierdie tyd en waar is ons op die tydlyn en sulke goed. Dis ook belangrik, dit is belangrik om daardie dinge te weet. Ek sê nie dit is heeltemal tydmors dat jy kan niks daarmee doen nie. Natuurlik, dis goed om te weet, sodat jy nie meer mislei kan word nie. Maar jy moet onthou, wat is jou fondasie, waarop bou jy? Jy moet dit onthou, jy bou op jou Here se gebooie. Rig jou lewe in daarvolgens, leef daarvolgens, en dan kan jy onder in die rabbit holes afklim soos jy wil. En baie van hierdie informasies van die verskillende goed kan julle op my kanaal kry. En soos ek sê, ek het van baie verskillende onderwerpe maak ek video's. Ek weet nie wat daar gebeur nie. So baie van wat jy moet weet vir die tyd waarin ons leef, kan jy hierso kry op my kanaal. Wat eintlik goed is, dan kan jy alles op een plek kry. En ek is bly dat daar is mense wat ook in Afrikaans hierdie waarhede kan deel met ons volk. En dit is baie belangrik, want ek weet daar is verskriklik baie mense wat Engels praat, wat met hulle nasie en met hulle nasies in Amerika en waar ook al, Engeland en so aan, Europa, hierdie goeders deel, of van hierdie goeders deel, van hierdie goed deel hulle nog nie eers nie, want hulle dit nog eers ontvang nie. Maar, dis nie omdat ek beter is as wie ook al nie, maar ek glo ek is in hierdie plek geplaas in hierdie tyd, om vir die Suid-Afrikaners in hulle taal hierdie waarhede te leer wat ander nasies van baie oorde afkry. Want dit is maar net regverdig, dink ek. Is dit nie? My punt is maar net, hou jou basis reg, fokus op jou Here se gebooie eerste, lees sy woord en moenie distracted word met al hierdie rabbit holes nie. En moenie jou parels voor die varke gooi nie, né? Varke, Joshua, dit beteken in die Bybel gewoonlik die ongelowiges, die mense wat se harte nie oop is vir die waarheid nie. So moenie jou revelations wat jy ontvang, openbarings wat jy ontvang, deur die woord en deur video's of so, sommer maar net met almal gaan deel nie. Laat jou Here se Gees jou lei met wie jy dit moet deel. Want dit is soos parels wat jy het, en jy moet dit nie voor die ongelowiges of mense gooi of met hulle deel, wat dit sal verwerp nie, of sal vertrap nie. Joshua se Gees sal jou leiding gee oor wie dit moet hoor en wie nie. En
ek kan attest to that, ek kan getuig daarvan, dat dit is so, Jehovah se gees lei mens, om wanneer om stil te bly. Ek het al baie keer dan, ek het knowledge oor sekere goed baie, en dan, daardie mense het dit nodig, ek kan sien hulle het dit nodig, maar ek kan ook ervaar dat hulle is nie gereed vir dit nie, en dan bly ek net stil, ek sê niks, want dit is nie tyd dat hulle dit moet hoor nie. Partykeer is dit moeilik om jouself in te hou, né? Maar dis wat mens maar moet doen. Jy moet leer om jouself, jou tong te beheer. Soos wat die Bybel sê, die tong is die moeilikste ding om te beheer van 'n mens. En hy kan 'n vuur stig, hy kan brande stig, oral, deur net woorde wat jy verkeerd sê, of as jy nie leer om jou tong te beheer nie, kan jy baie moeilikheid veroorsaak, vir jouself en vir die mense om jou. En ons het ons ook gesien met daai eksperimente, dat jou woorde beïnvloed jou liggaam en dit beïnvloed jou toekoms. Dit affekteer die molekules van die water, die vloeistowwe in jou lyf, die dood of die lewe wat jy spreek. As jy bitterheid en haat in jou hart het, en jy spreek dit, dan bring jy dood oor jou liggaam, fisies, jy bring dit oor jou liggaam. En dis hoekom mens moet begin leer om lewe te spreek, positief te spreek, anders bly eerder stil, sê eerder niks, as wat jy dood spreek. En as iets slegs met jou gebeur, jy sien 'n kommentator, nie? Is dit die woord Afrikaans? Jy sien daar om te comment oor wat met jou gebeur, nie? En dit is nog verder oor jouself uit te spreek, nie? Jy kan sien, okay, dit gebeur met my, en dan kan jy lewe spreek oor dit. Of jy kan, as jy voel jy wil nie lieg nie, dan kan jy skrif spreek oor jou. Jy kan sekere skrifte gaan vat, wat positiewe goed oor jou lewe kan bring, en jy spreek dit uit oor jou lewe, oor jou situasie, as iets slegs gebeur, of as iets slegs gebeur. Dan spreek jy lewe oor jou in jy jok nie. Soos as dit sleg gaan, moet nie sê, dit gaan so sleg met my nie. Quoteer 'n skrif, wat sê alles werk te goeie mee vir Jehovah wat my lief het, vir my wat na sy voorneme geroep is, of sulke goed. Kry verse wat jy kan quoteer, wat jou situasie kan verander. Daar's 'n goeie boek wat jy kan lees, Prison to Praise, Merlin Carothers, ek dink, van julle het dit seker al gelees, is 'n baie ou boek, en daarin praat hy ook oor, jy moet altyd deur dankbaar wees, en as dit sleg gaan juis, moet jy sê, dankie, dat vir wat gebeur, want jy weet, hy is in beheer van jou lewe en jou situasie. So jy dank hom vir dit, jy dank hom vir die slegte wat gebeur, want jy weet, hy is in beheer van jou lewe. Dis die crux van die saak, wat hy boek probeer verduidelik het, en die ou baie getuienisse daarin gegee van, hoe daardie woorde van jou soveel krag dra, dat jou lewe heeltemal kan verander. So, dis my punt, dis belangrik wat jy sê, moenie 'n kommentator wees, wat net uit jou mond uitblaker, wat met jou gebeur, nie? Jy hoef mos nie te sê, dit reiterate, die slegte goed in jou lewe, nie? Jy moet dit juist stop, deur positief te praat. En soos ek sê, skrif te praat, of dankie te sê, dat jy kan sien, en jy weet, hy is in beheer van jou lewe, so jy dank hom vir jou situasie. Of jy dank hom dat hy jou die uitkoms sal gee, want hy is in beheer. Want hy is in beheer. Selfs in hierdie kort seisoen van misleiding is Jehovah in beheer. En Joshua regeer. Hy het begin regeer toe hy opgestaan het uit die dood. Totaal begin regeer. Hy regeer vandag nog. Hy die 1000-jarige vrederyk op aarde regeer, nou regeer hy nog steeds. Hy is hier by ons op die aarde nou nie, maar hy regeer nog steeds. Lucifer kan nie net doen wat hy wil nie. Hy moet alles eers run by Joshua, of het reg is, of hy dit mag toelaat of doen, en dan kan hy dit doen. So Lucifer, ek glo in die tyd waarin ons leef, moet hy waarhede daar vir ons los, soos krummels, wat soek sal vind. Hy mag nie alle waarhede verwyder nie, want ons almal is hier om te kies. Jy is hier om 'n keuse te maak, mense, vir of teen Jehovah. Daar is waarhede daar buite. Ek op my kanaal deel van baie van hierdie krummels met julle,
Of julle dit vat of los, maak nie saak nie. Ek is hier om te saai. Ek saai die waarheid en die in wie se harte dit val wat ontvanklik is, dit sal groei. Die ander sal dit verwerp, dis ook fyn. Jy is dalk nie op die punt in jou lewe dat jy dit moet weet nie, of dat jy dit ooit sal moet weet nie, of daar uitkom dat jy dit sal ontvang nie. Maar ek is maar net daar om te saai. Ek is nie hier om enigiemand te oortuig van enigiets nie. Jehovah se Gees sal in jou hart werk en dit bevestig wat ek sê in jou hart, as dit is wat jy moet hê of ontvang. So, dit is wat ek wou gesê het vanaand. Ja, en het goed gaan. Ja, en hierdie 1000-jarige vrederyk, ek die laaste video wat ek gedoen het, ek het nou al heel wat bewyse daarvan, wat ek so gedeel het. En dit is net vir my amazing om so meer en meer inligting te kry daarvan. Dit wys vir my, ons is regtig naby die einde van die bestaan van die aarde, want Lucifer se hele plan met die misleiding waarin ons is dat ons nie moet uitvind, of uitfigure wat gaan aan nie. En baie mense begin dit uitfigure. Honderde. Ek sal selfs so ver gaan om te sê duisende mense begin uitfigure wat gaan nou eintlik aan. Begin besef dat daar is nie 'n groot verdrukking wat kom nie, maar dat ons is in kort seisoen van misleiding. En dat Lucifer oor alles vir ons lieg, en dat die 1000-jarige vrederyk al gebeur het, groot verdrukking het gebeur rondom 70 na Christus, dis vir ons is, op die tydlyn. Ons kan die gesmelte geboue sien wêreldwyd, ek het 'n video daaroor, van al die gesmelte geboue wêreldwyd, soos dit is al vervul, wat Petrus van praat, en wat die profete ook van praat, van daai oordeel van Jehovah met vuur. En Jehoshua het homself gesê, die mense wat hom verwerp en sy boodskap verwerp, het sal vir hulle erger wees as vir Sodom en Gomorra. Dink julle, hy het maar net leefwoorde gespreek en daar het eintlik niks met daai mense gebeur, of daai stede gebeur nie? Nee, daai stede is gejudge en is erger geoordeel as vir Sodom en Gomorra. En wat het met Sodom en Gomorra gebeur? Hy het verbrand. Van hierdie plekke wat jy so sien wat gesmeld is en verbrand het, dis Jehoshua se oordeele oor daardie nasies wat hom verwerp het, of daardie stede wat hom verwerp het. Dis daai 4 oordeel wat oral gekom het. Maar ons kan wêreldwyd ook sien van hierdie plekke wat so gesmeld is. En ek glo is maar plekke wat wêreldwyd wat erg wetteloos geleef het, soos Sodom en Gomorra. Maar in elk geval, daai ding het al gebeur, ons is in die kortseisoen mense, ons kan sien hoe alles in plek val vir die tweede Exodus en vir die slag van Gog van Magog, hoe Rusland in posisie kom, saam met China en ander lande, om al die wit Christen nasies aan te val, te oorwin, want volgens profesie gaan hulle oorwin, en sodat hy beheer het oor die groter deel van die aarde, sodat hy vir daardie volke kan sê, kom ons omsingel die kamp van die gelowiges. Dis hoekom dit nou so moet gebeur, sodat hy vir almal kan sê, kom ons omsingel die kamp van die gelowiges. Anders kan hy dit nie doen nie. As hy nie al hierdie nasies oorwin het nie, kan hy nie vir hulle sê, kom ons doen dit en dat nie. Hulle gaan vir hom lag. Hulle gaan vir hom lag en sê, ons luister nie vir jou nie. Jy ran nie die show hierson nie. So dis hoekom ons hier is op die tydlyn. En saam met hierdie oorlog wat kom, oor hierdie Israel nasies, gebeur ook die tweede Exodus, wat 'n lang proses gaan wees, want almal trek nie saam van een plek af nie. Dit is Israel wat saam bymekaar gemaak word van oor die hele wêreld af. So dis 'n lang proses. Kan selfs 10 jaar vat vir al die Israel uitverkorenes om bymekaar te kom in Suid-Afrika. Dit is wat Nicolaas van Rensburg gesien het, en dis wat nou gaan vervul. As julle dink, daar is actually nou 'n groot verdrukking wat eers moet kom en so aan, dan beteken dit daardie visioen van Nicolaas van Rensburg, van die wit Christene wat na Suid-Afrika te vlug, moet eers oor 1500 jaar gebeur, van nou af. Dink julle dis so? Dink julle dit is wanneer dit gaan gebeur? Eers oor 1500, 2000 jaar van nou af? Of dink julle dis om die draai? Nou as jy dink is om die draai, volgens die Bybel, is ons dan in die kortseisoen van misleiding.
Want dis die goeters wat gebeur in die kortseisoen van misleiding, is die tweede Exodus, waar die wit Christene Suid-Afrika toe gaan. En dan die slag van Gog van Magog. Dis die twee goed, dis wat nou gaan gebeur. Dis al wat gebeur in die kortseisoen van misleiding. So dis al waar jy kan wees op die tydlyn, as jy dink, die tweede Exodus gaan nou gebeur. Maar die Bybel sê, dit is hoe alles in mekaar pas. Die tweede Exodus gaan hand aan hand met die oorlog teen die Israel nasies. Dit gaan hand aan hand. Dit is eintlik baie eenvoudig as mense hierdie goed verstaan, maar baie mense is so al die mekaar gemaak van kleins af, met die leuns dat, en hulle hart is hard, so hulle is nie oop vir waarhede nie. Hulle laat die Bybel, hulle verkondig die Bybel volgens hulle sienings. Jy kry baie van hierdie mense, hulle verkondig die Bybel volgens hulle sienings. As dit nie by hulle sienings inpas nie, dan verwerp hulle daardie verse, of hulle verdraai daardie verse. Maar dit sal by hulle inpas. En dis nie hoe ons deur die lewe kan gaan nie. Die Bybel moet nie by ons inpas nie, ons moet by die Bybel inpas. Dis hoe dit werk. Anders gaan jy, is jy soos 'n blinde. Wat ander blindes lei en julle almal val in 'n gat. As jy probeer laat die Bybel by jou inpas en by jou sienings. Maar in elk geval, ek glo dat julle sal die waarheid kry hier op my kanaal. Ek probeer my bes om net die waarheid met julle te deel, ook om bewyse daarvoor te gee. En ek is nie hier om mense te mislei nie. Ja, dit is maar dit, né? Groete vir julle. En ons praat weer in die toekoms. Daar's baie dinge waaroor ek al wou video's maak, daar's so baie inligting. Byvoorbeeld, soos ek genoem het van die Mandela effek, maar ek voel half, dis nie uiters, is nie so belangrik nie. Ja, en is hierdie Bybel, die Anointed Translation, Standard Translation. Ek dink ek moet die Gospels maar net begin, en nie Paulus klaar maak daar nie. Daar begin met Matteus en Johannes, en kyk, wat se verse daar praat van die rasse vermenging, en dit met julle deel. En ja, daar is heel wat informasie wat mense oor kan praat, né? Ek wou ook nog hierdie, het ek hom nou hierso by my, ons kyk, hierdie boek met julle paar verse deurgaan, ek weet nie of jy nog kan sien nie, hierdie boek, dit is 'n pypboek mense, regtig, hierdie is een van die beste boeke wat jy kan lees, extra Bybelse boek. En as ek sê die beste, is ek ernstig, is een van die beste boeke wat jy kan lees. Dit is soos die Gospels, dit is soos Matteus en Johannes. Net meer breedvoerig. Daar is actually net meer vleis om die been, as jy hierdie lees. Dit is regtig amazing. En ek glo dit kom ook uit die 1000-jarige vrederyk uit. En blykbaar hierdie boek was ek dink in die Glastonbury biblioteek wat afgebrand het, en hy is gered. Hulle kon hom nie destrooi nie, en dis hoekom ons hom vandag kan lees. So hulle vermoed is either in die Glastonbury biblioteek, of in die, ek het nou net aan die Alexandria biblioteek, een van die twee was hy gewees, en wat afgebrand het, maar hy het uitgekom. Ander naam vir hierdie boek is die Kaleides, ek dink die Kaleides, soets. Ja, in elk geval, as ek tyd kry, sal ek van die verse deurgaan, en sal julle sien wat ek bedoel van hoe diep en hoe wonderlik die boek is, actually. Geniet julle dag, en ja, gee maar idees as julle sekere goed oorwonder, dan van die tydlyn, dan sal ek dalk het bespreek, as ek inligting het, en dan praat ons weer in die toekoms. Tot ziens.